Goed, kom ons skep gou 'n toneel. Een wat jy dalk net 'n bietjie te goed herken. Jy is in 'n Pilatesklas, jy lê op daai reformer en die instrukteur sê met daai kalm maar ferm stem, draai uit. En dadelik, wat gebeur? Jou brein gaan reguit na jou voete toe, jy probeer jou enkels wring, jou voete soos 'n eensinne laat lyk, want dis mos waar uitdraai gebeur, reg? Maar, is dit? En nog belangriker, is daai pyn wat jy soms in jou knie voel wanneer jy dit doen, normaal? Daardie vraag is presies die kern van waaroor ons vandag gaan gesels. Ons het hier voor ons 'n diepgaande onderhoud met die Pilates en Gerotonic-kenner Caroline Berger de Feminier. En dis 'n masterklas in die biomeganika van laterale rotasie of die klassieke on the wall. 'n Masterklas, ja. Ons missie vandag is om vir jou, ons luisteraar, daardie aha-oomblik te gee oor hoe hierdie beweging regtig werk. Ek hou daarvan. Ons gaan spesifiek kyk na die footwork in die tweede posisie op die Pilates reformer. Want dis waar hierdie beginsel so duidelik en ja, soms so pynlik na vore kom. Ek is bly jy sê dit, want dis nie net 'n tegniese ding vir dansers of Pilates-fanatikers nie. Glad nie. Die bron maak dit duidelik dat hierdie kennis gaan oor die voorkoming van besighede. Dit gaan oor die kwaliteit van jou oefening en eerlikwaar oor 'n dieper respek vir hoe jou liggaam eintlik ontwerp is om te beweeg. Absoluut. So, die groot vraag wat ons vandag gaan antwoord, die een wat daad alles vir jou gaan verander is, begin daardie uitwaartse draai by die heup, of is ons almal besig om dit verkeerd te doen en by die voete te begin? Dis die raaisel wat ons gaan oplos. En die antwoord is dis verrassend vir baie mense. Goed, kom ons spring dadelik in. Om seker te maak ons is almal op dieselfde bladsy, skets vir ons daardie prentjie. Hoe lyk hierdie tweede posisie vir footwork op hierdie reformer presies, volgens die bron? Goed, stel jou voor, jy lê op jou rug op die wa. Jou hakke is op die voetstang. Reg. Redelik wyd uitmekaar, so wyd as wat gemaklik is vir jou spesifieke liggaamsbou. En hier's 'n belangrike een. Jou enkels is in dorsifleksie. Wat 'n spoggige manier is om te sê jou voete is geflex, né? Tone wys op. Presies, tone wys na die plafon. En nou kom die sleuteldeel. Jou bene is in 'n laterale rotasie, of endehor. En die toets is dat jou knieë direk oor die middel van jou voete moet wys. En dit alles staan op 'n fundament. Ja, die fondament van dit alles. 'n Neutrale bekking, nie gekantel nie, en 'n lang, stabiele ruggraat. Dit klink so eenvoudig op papier, maar ek weet uit ondervinding, wanneer daai vere begin strek, voel dit alles behalwe eenvoudig. Dit is waar die uitdaging lê, né? Presies. Hier is die biomeganiese legkaart. Jy moet teen die weerstand van daardie vere uitstoot. Dit maak jou heupe en knie reguit. Dis die werk van jou groot spiere, soos die quadriceps. Ja. Maar terselfdertyd moet jy daardie presiese laterale rotasie van die heup behou. En dit is die werk van 'n heeltemal ander, dieper stel spiere. So, hulle moet isometries werk, is dit reg? Hulle span, maar hulle beweeg nie regtig nie. Jy het dit. Hulle moet aangespan bly net om alles in lyn te hou. Dis soos om jou kar te probeer stuur terwyl iemand die stuurwiel konstant een kant toe probeer pluk. En dit is seker waar die meeste van ons die fout maak. Ons dink die draai kom van die voete af, maar die bron sê iets heeltemal anders. Waar gebeur die touwerkuns regtig? Wel, die bron is ondubbelsinnig hieroor en dis die eerste groot wegneem ite vir vandag. Die endohors kom uitsluitlik en alleenlik van die heupgewrig. Uitsluitlik. Die femur, jou dybeen, roteer uitwaarts binne in die heuppokkie. En die voete? Jou voete. Hulle is net die boodskappers. Hulle wys vir jou wat hoorop in die ketting gebeur het. Hulle is die getuies van die beweging, nie die oorsaak daarvan nie. Ek is skuldig. Ek onthou my eerste paar klasse. My instrukteur het altyd gesê my voetboë sak in mekaar. En ek het nooit verstaan hoekom nie. Dit klink nou of my heupe net nie al werk gedoen het nie en my voete die skuld gekry het. Dis presies wat gebeur. Wat fascinerend is in die onderhoud is die beskrywing van hierdie kompensasie-kettingreaksie. Wanneer jy probeer om daardie rotasie by jou voete te vervaardig of te forceer. Wat ek gedoen het? Ja, dan gebeur 'n paar gevaarlike dinge. Eerstens, jou voetboog sak in mekaar, 'n toestand wat pronasie genoem word. Dit skep dan 'n opwaartse wringkrag op jou skeenbeen, die tibia, wat dan weer jou kniegewrig verdraai. En die knie hou nie van draai nie? Glad nie. Dis 'n skarniergewrig. Dit is ontwerp om te buig en te strek, nie om te draai nie.
So daai beeld wat die kenner gebruik, van jou voetsole wat stilgehou word, asof dit op 'n denkbeeldige vloer rus. Ek onthou daai deel. Dis nie net 'n oulike prentjie nie. Dis absoluut krities om te keer dat jy jou knieë en enkels op 'n gevaarlike manier verdraai. Dit lei na 'n beginsel wat die onderhoud regtig huis toe dryf. Stabiliteit voor mobiliteit. Ek dink ons jaag so dikwels na 'n groter bewegingsreeks, 'n wyeer uitdraai, dat ons die fondament vergeet. En sonder daardie fondament is die hele struktuur wankelrig. Die kenner stel dit baie duidelik. Sonder limbale bekkenstabiliteit, met ander woorde, 'n rotsvaste kern, is daar geen gesonde laterale rotasie nie. So dit begin in die kern. Dit begin alles daar. Jou diep kernspiere, soos die transversus abdominis, Dit een wat soos 'n korset werk. presies. Daai spier en jou bekkenbodem moet eers 'n stabiele platform skep. Eers dan kan jou heuprotators hul werk behoorlik en veilig doen. En as die kern nie werk nie, As daai kern nie aangeskakel is nie, lek die krag in die rotasie as dit ware uit na die swakste skakels in die ketting, jou knieë en jou voete. so die beweging wat ons aan die buitekant sien, is eintlik net die eindresultaat van 'n diep interne organisasie. Dis 'n tema wat aanhou terugkom. Dis die hele geheim. Die kwaliteit van die beweging word van binne na buite bepaal. Goed, ons weet nou, die beweging kom van die heup af. Maar watter spiere is die ware helde hier? Die onderhoud gee nie die eer aan die groot bekende spiere soos die glutes nie. Dit fokus op twee klein, diep spiere wat ek dink meeste mense nog nooit van gehoor het nie. Die obturatore internus en obturatore externus. Die bron noem hulle die stille bewakers en ek's gefassineer. Hulle is werklik die onbesonge helde van die heupgewrig. Kom ons begin met die obturatore internus. Dis 'n besonder interessante spier as gevolg van sy ligging en die pad wat dit volg. Goed, Stel jou voor, dit lê diep binne in jou bekken. Dit begin aan die binneste oppervlak van jou bekkenbeen. Maar om by die dijbeen uit te kom, moet sy tendon eers uit die bekken kom en dan, wel, dit maak 'n skerp amper 90 grade draai om aan die bokant van die femur vas te heg. sjoe, Dit funksioneer wel as 'n laterale rotator. Dit help om die been uit te draai. Maar die onderhoud beklemtoon dat dit nie eers sy belangrikste werk is nie. Wag, so, dit help om die been uit te draai, maar is nie sy hoofdoel nie. Wat is dan belangriker? Sy belangrikste rol is stabilisering. Stabilisering. Die kenner beskryf dit as 'n sentreringsspier. Dink aan 'n heupgewrig as 'n bal- en pokkiegewrig. Reg. Die obturator internus werk soos 'n fyn verstelde anker wat die bal, die femurkop, presies in die middel van die pokkie, die acetabulum hou. Dit voorkom daardie klein mikroskopiese gly- en skuifbewegings binne die gewrig wat oor duisende herhalings tot inflammasie en slytasie kan lei. Dis interessant. Ek dink altyd aan spiere as iets wat krag skep om iets te beweeg. Wat beteken dit in die praktyk as 'n spier se hoofrol is om iets te hou? Hoe voel dit anders? Dis 'n briljante vraag want dit kom by die kern van die saak. Dit voel nie soos 'n groot, kragtige sametrekking soos wanneer jy jou biceps span nie. Dit voel meer soos 'n diep, stille gevoel van beheer en koneksie. 'n Gevoel van gegrond wees. Ja, 'n gevoel van gegrond wees in jou heup. En sy vennoot, die obturator externus, speel 'n soort gelyke rol. Hierdie een is aan die buitekant van die bekke, maar steeds begrawe onder die groot gluteusspiere. ook 'n laterale rotator. Ook 'n laterale rotator, maar die bron beskryf sy stabiliserende rol as selfs meer uitgesproke. Dit funksioneer soos 'n diep slot wat die femurkop stabiliseer, veral wanneer die liggaam onder las is. Soos die weerstand van die reformer. Presies. Of wanneer jy 'n beweging eksentries beheer. Dink aan daardie stadige beheerde terugkeer van die reformer wa. Dis waar hierdie spier oor tyd werk. Die bron doen ook 'n klein, amper forensiese detail oor al senuwees, wat blykbaar nogal belangrik is. Ja, dis 'n pragtige stukkie anatomiese speurwerk. Die obturator internus word deur 'n senuwee van die sakrale plexus, die laer deel van die ruggraat geïnnerveer, terwyl die externus sy senuwee van die limbale plexus hoorop kry. En dit is betekenisvol. Baie. Die natuur is doeltreffend. Dit sou nie twee verskillende senuweebane vir presies dieselfde werk skep nie. Hierdie verskil is 'n sterk aanduiding dat hierdie spiere nie net oortollig is nie, hulle het aanvullende, genuanceerde funksies.
Hulle is 'n hoogs gespesialiseerde span wat saamwerk om jou heup te sentreer, te stabiliseer en te beskerm. Nou dat ons hierdie ongelooflike anatomie verstaan, kom ons bring dit terug na die praktyk. Hoe kan jy, as luisteraar, op jou reformer weet of jy dit reg doen? Jy kan nie regtig hierdie diep spiere voel of sien nie, is waar leidrade waarna ons kan soek. Absoluut. Jy kan dit nie direk sien nie, maar jy kan die effek daarvan sien deur die hele kinetiese ketting te lees. Die bron breek dit pragtig af in 3 kontrolepunte. Eerstens, kyk na jou voet. Die basis. Ja, onthou, die voet is 'n basis, nie 'n motor nie. Daardie geflekste posisie, die dorsifleksie, is nie passief nie. Dit skep 'n natuurlike styfheid in die enkelgewrig wat verhoed dat dit rol. As jou voet stabiel en stil is dit 'n goeie teken. Goed, so die voet is die fondament. Wat is volgende? Tweedens, die knie. Die knie is die verklikker. Die tattletale, soos jy gesê het. Presies. Jou knie moet te alle tye in lyn bly, direk bo die middel van jou voet. Die oomblik as jou knie na binne begin val, selfs net 'n bietjie, is dit 'n rooi vlag. Hoekom? Goed deur te draai. En dis presies wat ons wil vermy. So die knie is die tattletale. Ek hou daarvan. En laastens, die heup self. Laastens die heup. Die heup is die spulpunt, die episentrum van die beweging. En hier is die nuance wat die onderhoud so goed uitlig. Die werk van die obturators hier is hoofsaaklik isometries. Hulle werk om te keer dat die heup sy rotasie verloor onder die spanning van die vere. Eerder as om die rotasie aktief te skep met elke herhaling. Jy, Tom, die werk is om die posisie te hou, nie om dit te maak nie. Dis 'n maraton van uithoue vermoë, nie 'n naloop van krag nie. En waar pas asemhaling in hierdie prentjie in? In Pilates is asemhaling nooit net 'n nagedagte nie. Glad nie. Asemhaling is die gom wat alles bymekaar hou. Dis die engine vir daardie kernstabiliteit waarvan ons gepraat het. Die klassieke protokol, soos beskryf in die bron, is om uit te asem terwyl jy die wa uitstoot. Reg. Daardie geforseerde uitaseming aktiveer outomaties jou diepste buikspier, die transversus abdominis. Dit span daai natuurlike korset styf en stabiliseer jou bekken. So sonder die asem. Sonder daardie sentrale stabiliteit kan die obturators by die heup nie hul werk effektief doen nie. Die asem skep letterlik die platform waarvandaan jou bene veilig kan werk. Iets anders wat my opgeval het in die onderhoud, is die waarskuwing teen die verwarring van opening met organisasie. Ek dink dis 'n massiewe insig vir soveel mense. Dis 'n kritiese punt en dalk die mees praktiese raad van die hele stuk. Soveel mense streef na 'n wye, esteties aangename uitdraai omdat dit lyk soos wat 'n danser sou doen. Ja, jy wil daai prentjie perfek kry. Maar om dit te doen ten koste van biomeganiese integriteit is nie net oneffektief nie, dis gevaarlik. Die kenner is baie duidelik hieroor. 'n Effens nouer, maar perfek georganiseerde posisie. Waar alles in lyn is? Ja, waar die rotasie duidelik by die heup gehou word en die knie oor die voet bly, is oneindig meer voordelig en veiliger. Die doel is nie om die posisie te forceer nie, dis om dit te hou. Dis 'n toets van beheer. En van diep spieruithou vermoë, nie van oppervlakkige buigsaamheid nie. So, die kernboodskap vir enige iemand wat Pilates doen, van die beginner tot die gesoute instrukteur, is dat hierdie oënskynlik eenvoudige oefening 'n ongelooflike kragtige instrument is. Maar die krag daarvan lê in die presisie, nie in die grootte van die beweging nie. Ja, presies. Want wanneer dit korrek gedien word, leer dit die liggaam om elke gewrig sy regmatige rol te laat speel. Die heup roteer, die knie buig en strek, die enkel stabiliseer. Jy versterk die diep goed. Ja, jy versterk nie net die oppervlakkige spiere nie, jy versterk daardie diep, stille bewakers. En jy bou fyn propriosepsie op jou liggaam se intelligente bewustheid. En daardie vaardighede, daardie diep neuromuskulêre patrone, word dan oorgedra na elke ander beweging wat jy in jou daaglikse lewe doen. Goed, kom ons vat die kern van hierdie verkenning saam. Dit voel vir my of die groot wegneemte is dat die andors, die laterale rotasie, nie 'n geïsoleerde aksie by jou voet is nie. Dis die sigbare resultaat van 'n globale organisasie, hele spanpoging. Absoluut.
Dit word gebore diep binne in die heup. Dit word bewaak deur daardie stille, hardwerkende obturatorspiere, Ondersteun deur die kern. ondersteun deur jou kern en jou asemhaling, en dit word bloot deur die voet aan die wêreld gewys. Pragtig opgesom. En dit is hoekom die onderhoud die tweede posisie beskryf as 'n skool van presisie. Dit leer ons 'n fundamentale les oor die liggaam, dat ware volhoubare krag nie uit brute forse kom nie, maar uit diep stabiliteit. En dat bewusheid alles is. Ja, dat liggaamsbewustheid en aandag aan detail nie opsioneel is nie. Dit is noodsaaklik. Wanneer al hierdie elemente saamwerk, soos die bron dit stel, word die beweging vloeiend, veilig en diep intelligent. Nou laat ons jou met hierdie gedagte. Die volgende keer as jy 'n beweging doen, en dit hoef nie in 'n Pilates ateljee te wees nie. Dit kan wees om uit 'n kar te klim, te dans by 'n troue, of 'n swaar boks op te til. Vra jouself af, waar begin die moeite? Voel jy dit as 'n oppervlakkige, geforseerde aksie by jou voet of jou knie? Of kan jy vir 'n oomblik stop en 'n stiller, dieper gevoel van organisasie en ondersteuning vanuit jou heupe en jou kern vind? Daardie bewustheid, soos ons vandag uit hierdie bron geleer het, kan letterlik die verskil wees tussen beweging wat jou liggaam bou en versterk en beweging wat dit stadig maar seker afbreek.